Jesus Christus en almal sê Amen, Amen, Amen. Loof die Here. Loof die Here. Jy kan jou sitplek neem. Ek bid dat die Here jou opnuut 'n getuienis sal gee van dit wat hy wil doen in jou lewe. En miskien is die getuienis nie net wat die Here vir jou gedoen het nie, maar hoe hy jou gebruik het om iets in iemand se lewe te doen. En ek kan amen kry op dit. Het jy geweet, jy kan vir iemand bid vir 'n finansiële deurbraak, al het jy nog nie 'n finansiële deurbraak nie. Het jy geweet, jy kan vir iemand bid wat die Here vertrou vir 'n vrugbare baarmoeder om swanger te word, al is jy nog nie swanger. Jy kan dit in Genesis gaan lees. Abraham, Sara het die belofte, en dan word haar diensmaagd se skoot toegesluit, en Abraham gaan en hy gaan bid, hy sê, Here, maak dit oop, alhoewel hulle die Here vertrou, nog nie daar is nie, bid hy, en die Here antwoord sy gebed, en nie lang daarna nie, toe Sara swanger. Amen. Ek kan bid vir iemand, so ek bid, dat ons gemeente sal word op 'n Sondag, dat jy opgewonde kerk toe sal kom, met 'n getuienis in jou hart, van wat die Here vir jou gedoen het. En ek kan amen kry, regte waar, dat ons eintlik die Helderberg sal infiltreer, nie sal CIA, secret agent sal wees nie, hoor, is jy een, ja, ek is ook een Christen, maar dat ons die Here sal vertrou, so ek bid dat jy in die week sal gebede saai, dat jy sal boldness hê, en miskien dat jy net kom getuig en net sê, weet jy wat, Arnold, ek moet net kom getuig, ek het nog nooit vir iemand gebid nie, en hier bid ek vir iemand, dit alleen is 'n deurbraak, en dit is 'n wonderlike getuienis, hoor, so ek wil jou aanmoedig om dit te doen, dat ons sal sout wees, en dat ons sal lig wees, dat jy voor die diens na my toe sal kom en sê, Arnold, ek het vir iemand gebid, jy gaan nie glo wat gebeur nie, gaan ek vir jou sê, ek glo toe jy gebid het, iets het gebeur, so kom en getuig dat God nog leef, amen. En vanoggend, ek het laas Sondag met dit begin, en ek wil aangaan met dit, ek wil met jou preek, met jou praat oor Dawid en Goliat, nou weet ek, miskien klink dit vir jou ooreenvoudig vanoggend, ons het dan 'n paar kinders uit die kinderkerkie, so as dit miskien 'n kinderkerk preek is, dan preek ek vir hulle, maar ek wil hê vanoggend, dat jy regtig sal glo, soos wat ek het laas week gepreek het, dat ons is nie geroep om in nederlaag te lewe nie. Ons is geroep om te heers. Ons is geroep om mense, we are called to occupy until he comes. En ons is geroep om grond in te neem, en partykeer, dan is dit moeilik om grond in te neem, dan is dit partykeer net genoeg om staande te bly. Paulus skryf in Efesiërs 6, en nadat julle alles gedoen het, staande kan bly, teen die liste van die vyand. Want die duiwel kan jou net jaag as jy hardloop. Miskien moet ek dit gesê het nie. Partykeer is dit genoeg net om staande te bly in die naam van die Here. Te sê in Jesus naam, ek sal nie struikel nie, ek sal staande bly. En te glo dat God werk in seisoene, en daai seisoene gaan verby. En wat ook al jy vanoggend is, die seisoen wat jy beleef, as dit 'n moeilike seisoen is, wil ek vir jou sê, hy gaan verby, want ons God het jou geroep om te heers, en hy het jou geroep om reëse te verslaan, kan ek 'n amen kry, en ek wil hierdie preek, ek sal volgende week nou aangaan met hom, ek wil nou, Pastoor Tommy het nou donderdag die begrafnis gedoen, en ek wil net vir jou sê, Pastoor Tommy, ek wil sê wat jy gesê het, ek het 'n bietjie gaan kyk na my preek wat ek voorberei het, en nou voor ek begin preek, wil ek net sê, ek dink nogal, dis 'n goeie preek hierdie, hoor, so ek hoop julle stem saam met my. Ek grap maar ek wil met jou praat oor die lesse wat Dawid my geleer het. En ek wil dit applicable maak in jou lewe. En as jy vanoggend ingetune is, dan gaan jy agterkom, die Here gaan met jou praat deur dit. Ek praat met jou oor 'n jong seun wat gestaan het voor 'n groot reus toe niemand anders voor hom gestaan het. En ek vat jou na 1 Samuel 16 vers 7. Ek wil net 'n paar van hierdie goedjies doen en volgende Sondag dan gaan ek aan. En dit sê in 1 Samuel 16 vers 7, Saul is nou die koning, maar God het Saul verwerp. Almal ken die storie. En dan gaan Samuel om 'n nuwe koning te salf, en hy Samuel salf vir Dawid, maar dan is daar hier gesprek tussen Samuel en Saul aan die gang, en die Bybel sê, maar die Here sê vir Samuel, dis nou toe hy gaan om die koning te gaan salf. Hy kom in die huis van Isaïe,
En Samuel is daar, Saulus verworp, hy met 'n nuwe koning salf, en hy weet nie hoe lyk die koning nie. Hy weet nie hoe lyk die koning, en die Bybel sê, maar die Here sê vir Samuel, toe die oudste seun kom, die een met die mooiste pak, met die mooiste golftruitjie aan, die een met die mooiste skoene, die een wat die grootste is, sê die Here, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, dis Dawid se ouer broer. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. God is 'n God wat dieper sien as net wat voor jou is. En jy sit miskien hier, dink by jouself, weet jy wat, ek het niks om die Here te bied nie. Of miskien sit jy langs iemand, jy dink by jouself, Arnold, ek hoor wat jy sê oor getuienis, maar ek weet nie of die Here hierdie ou langs my kan gebruik nie. Moenie amen sê nie, jy gaan die ou langs jou heavy laat stres. Maar God kyk na jou hart. God kyk nie na wat voor hom is nie. En partykeer dan oordeel ons mense, maar God sien verder as dit. God sien, ek kan hom gebruik. Ek kan haar gebruik. God sien die hart aan. Mense sien jou nie soos God jou sien nie. As a matter of fact, die Bybel sê dat Samuel roep God, want God het 'n man na sy hart gesoek. God soek 'n man na sy hart. En hy kies vir Dawid. Hy kies vir Dawid, en Dawid se broer, Dawid is nou op pad, hy's nou anointed, hy's gesalf as die koning, hy's nog nie in posisie van die koning nie, dit sal nog 'n proses wees, maar hy's klaar gesalf as die koning, en nou is hy na sy broers op pad om vir hulle 'n wimpy burger en chips te vat. Sy pa het gesê, vat vir hulle kos, en hy vat vir hulle kos, en toe hy by sy broer kom, toe vererg sy broer hom, sê die Bybel, en sy broer sê die volgende, hy sê, ek ken jou vermetelheid en jou boosheid van hart. Is nie interessant nie, want jy het afgekom om die geveg te sien. Ek weet ons almal is bang om Goliat te face, en al wat jy gedoen het, is jy het gekom, want daar was niks op die TV gewees om te kyk, en nou bring jy kampstig vir ons kos, maar al wat jy wil hê is, jy moet die fight sien. Ek sien die boosheid van jou hart. Sy broer sê sy hart is boos, maar God sê, ek het hom gekies, want hy's 'n man na my hart. En ek wonder by myself, waarom die Here dit gedoen het. Miskien het God juis Dawid gekies, omdat hy iemand was, wat mense lief gehad het. Want Dawid was 'n skaapwagter. Dawid het geweet hoe om die skape lief te hê. En miskien is dit waarom die Here hom gekies het, want almal wil 'n koning wees. Maar min mense wil 'n skaapwagter wees. Everybody wants to be seen and discovered, but very few people wants to be faithful in the little. Maar God sê, ons gaan voor hom staan en hy gaan sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou. Oor veel sal ek jou aanstel. Ons soek die veel, ons soek nie die min nie. Maar die Here sê, as ek jou met die min vertrou, dan is dit omdat ek wil hê, jy moet my wys, ek kan jou met die min vertrou. En kan ek miskien hierdie sê, ek beweeg dalk op gevaarlike grond, maar baie mense sê, kyk, as ek die lotto wen, dan gaan ek gaan 'n groot bedrag vir die kerk gee. Pastoor, as ek bevordering kry en ek kry 'n groot salaris, dan gaan ek vir die kerk gee. Ek het nuus vir jou, jy's besig om vir jouself te jok. Because if God can't trust you with the little, you've proven yourself not to be trusted with the much. Eina, hy sê, en miskien was Dawid getrou, elke dag, al wat hy gedoen het, net besig met die skape. Kyk na hulle, en God sê, dis wat ek soek. Ek soek iemand wat net nie posisie soek nie. Ek soek iemand wat getrou is in die min. Ek weet nie waarom hom God gekies het nie, maar miskien het die Here hom gekies, omdat Dawid iemand was wat geweet het hoe om terug te neem. Hy staan voor Saul, en ek het dit laasweek aangehaal, en hy sê vir Saul, hy sê, ek het my pa se skape opgepas.
En as daar 'n beer kom en daar 'n leeu kom, hoor wat sê klein Dawid, hy sê dan, as hy 'n skaap of 'n lammetjie gevat het, dan agtervolg ek hom en ek ruk dit uit sy bek uit. Die eerste keer toe ek dit lees, toe dink ek by myself, iets moes in Dawid gebeur het om te sê, ek agtervolg 'n leeu en ek ruk uit sy bek uit wat hy by my kom steel het. Miskien het die Here gesê, hierdie is 'n man na my hart, because he went to the enemy's camp and he took back what the enemy stole from him. Want vir hierdie rede het die seun van die mens gekom, om die werke van die duiwel te vernietig. Hy het gekom om terug te vat, wat die duiwel by jou kom steel het. Hy het by jou kom steel jou blydskap, hy het by jou kom steel jou vrede. Jesus was eintlik 'n tipe van Dawid, en hy sê, ek het gekom om terug te vat, en vir jou te gee jou blydskap en jou vrede, om vir jou terug te gee, wat die duiwel by jou kom vat het. En Dawid openbaar hier, jy lees dit ook verder in Siklag. Jy lees dit ook verder, dat Dawid agtervolg in Siklag, en hy vat terug alles wat die vyand kom steel het. God soek 'n man na sy hart, dit is 'n hartsaak. En miskien vanoggend dink jy, Arnold, ek weet nie of my hart reg is voor die Here nie. Want dis uit hierdie hart uit wat sonde kom. Jesus sê uit die hart uit kom slegte gedagtes, alles wat negatief is. Maar ek is so bly dat toe hierdie Dawid op 'n plek was waar hy nie gevoel het sy hart is waar dit moet wees nie. Ek hoop jy kan hoor wat ek sê. Toe sê hy in Psalm 51, Here, skep in my 'n rein hart, o Heer. Here, maak my hart rein. Here, verander my. Is daar mense hier vanoggend wat sê, Here, skep in my 'n rein hart, o Heer. Here, skep in my, miskien as ek nie is wat ek moet wees nie, Here, sit by wat bygesit moet word, en vat weg wat weggevat moet word. Skep in my 'n rein hart, want dit is 'n hartsaak. Daai vers gaan aan en sê, hy sê, skep in my 'n rein hart, en gee opnuut in die binneste van my weer 'n vaste gees. Want dis 'n hartsaak. Volgende slide. Maar dis ook 'n geessaak. Dis ook 'n geessaak. Ek wil jou vat na iemand anders. Ek wil die storie onderbreek na iemand anders wat ook reuse moes fight. Die Here sê vir Moses, ek gee vir jou 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek gee vir jou belofte. Dan sê die Bybel, God sê vir Moses, ek wil hê jy moet 12 ouens uitstuur. En jy moet die land gaan verken. 12 ouens, een van elke stam. En hy kies die 12 ouens en hulle gaan, en die Bybel sê, hulle kom terug, en hulle sê, ons het hierdie land gaan verspied. Hierdie land is so vrugbaar, dis ongelooflik. Hulle pluk 1 tros druiwe, dat 2 ouens 1 tros druiwe moet help dra. Hulle sê, jy gaan nie glo hierdie land nie, dis 'n fantastiese land, maar, ons het ook die Enakiete in die land gesien. Ons het die reuse gesien in die land. Die reuse. Hulle sê, hulle begin 'n roemer onder die volk te versprei. Hulle sê, dis 'n fantastiese land, maar ons kan die land nie vat nie, want hierdie reuse is sterker as ons. Maar die Bybel sê, een ou met die naam van Caleb staan op. En hy sê, julle almal praat nonsens. Hy sê, ek sê vir julle, ons kan hierdie land vat, want God het die belofte aan ons gegee. We can take the giants. En die Bybel sê, die res van die volk sê, no way. Die res van die volk sê, weet jy wat, kom ons kies vir ons 'n ander leier, en kom ons gaan terug na Egipte. Waarom het die Here ons nie laat sterf in Egipte nie? Waarom het die Here ons nie laat sterf in die woestyn nie? Hoekom moet ons nou op 'n plek wees waar ons reuse moet fight? Ek het nie geweet, toe ek die Here aanneem die dag, ek gaan 'n paar reuse moet fight nie. Ek het nie die pad geken nie. En dis eintlik wat hulle sê, hey, hierdie was seker deel van die onderskrif, van die kleinskrif gewees van die kontrak. Hulle sê mos, what the large print giveth, the small print taketh away. Nee, is dit nie? Hulle sê, no way, hulle sê,
kom ons stenig Joshua en Caleb. Kan jy dit glo? En God sê die volgende, hy sê, omdat hierdie volk my aan mekaar versoek, gaan ek hierdie manne nie die beloofde land laat sien nie. Dan sê hy, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was. He didn't see the giants. Hy het verby dit gesien. Hy het gesien God se woord is sterker en God is getrou om dit te doen wat hy beloof het. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek bid dat jy sal hoor dat die gees van die lewende God in jou is. You are called and born to be a giant slayer. Hy het jou klaar verklaar as meer as 'n oorwinnaar. Iemand sê amen, omdat daar 'n ander gees in hom was. Hoeveel mense is daar wat 'n ander gees vanoggend het? Steek op jou hand en waai hom net so bietjie. Ek verklaar oor jou. There's a different spirit. Stop looking at the giants when he's declared you to rule and reign. As hy vir jou sê, hey, daar's 'n land, gaan vat hom, jy gaan 'n paar fights fight, maar jy gaan wen en jy gaan die land in besit neem, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hom sal ek bring, ek sal Caleb bring, waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. As jy vanoggend voel, jy het 'n paar reëse teen jou en dit lyk verskillend vir verskillende mense. Dan wil ek die volgende stelling maak. Gaan gou na die volgende slide toe. That Goliath made David famous. Selah. Pause and calmly think about that. Goliath made David famous. God roep vir Dawid en miskien was dit vir Dawid maklik om oorlog te maak omdat hy 'n aanbidder was. Hier is vir die orkes. Miskien was Dawid gewoond aan oorlog omdat hy 'n aanbidder was. Want ek het vir in die begin van hierdie diens gelees, hy sê die Here leer my om oorlog te voer met my hande. Hy het dit verstaan en hy is anointed, hy het verstaan ek is die gesalfde van die Here. Samuel het my klaar gesalf as die koning. Hy het klaar die posisie gehad. He was the anointed one, soos ek en jy. Maar die oomblik toe Goliat se kop die grond slaan, toe's Dawid op almal se lippe. En die een fight wat hy fight, maak hom relevant vir die hele volk. Amen. Iemand sê amen. En in een oomblik eintlik word hy in die gees bevorder. When others see a shepherd boy, God may see a king. Even though your life seems filled with ordinary things, in just a moment, He can touch you and everything can change. When others see a shepherd boy, God may see a king. Iemand sê amen. Goliath made David famous. When others see a shepherd boy, God sees a king. Toe die volk van Caleb, of die verspieders wat in die land was voor die volk staan, toe sê hulle, ons het die reëse gesien, en ons was in hulle oë so sprinkane, en ons was in ons eie oë so sprinkane. Jy kan dit gaan lees. Met ander woorde, hulle sê, ons sien onsself as klein. As jy miskien daar is, en jy sien jouself, nie soos jy jouself moet sien nie, dan wil ek vir jou sê, God sien jou vir wie jy kan wees. Hy roep 'n ou met die naam van Gideon. Hy roep 'n ou met die naam van Gideon en hy sê, die Here is met jou dapper held. Gideon voel nie soos 'n held nie, maar of God spreek oor hom, hy sê, jy is die een wie ek gekies het. Gideon reageer deur te sê, Here, ek is die kleinste, ek is die geringste, my stam is die kleinste, Here, ek kan niks doen nie. En God sê, ek stuur jou in hierdie krag van jou, want ek sê, al sien jy jouself soos 'n sprinkaan, sien ek jou nie soos jy jouself sien nie. Ek sien jou wie jy kan wees. Daarom deponeer ek my volle potensiaal in jou en sit my gees in jou, sodat jy kan wees wie ek
klaar gesê het, jy kan wees, nie net kind van God nie, nie net nie 'n slaaf van die vrees nie, maar meer as 'n oorwinnaar. Sê amen dan in Jesus naam. Dink daaraan. Hy sien jou vir wie jy kan wees. God roep swak mense. God roep mense wat hulle nie as sterk sien, en hy weet, dat as hulle in 'n posisie sit, waar hulle die Here nodig het, wanneer jy 9 maande by die huis sit, en dit voel vir jou, jy kan nie hierdie reus fight nie. Wanneer jy jou werk verloor, en die reus is voor jou, en jy voel, jy is nie sterk genoeg nie, wanneer jou man of jou vrou, die prokureur gaan besoek het om jou te skei, en dit voel vir jou, jy gaan nie hierdeur kom nie, dan wil ek vir jou sê, if you stick to God, you will win, and maybe, just maybe, this fight will make you famous, dat jou kinders sal kyk na jou en sê, kyk waardeur is my ouers, en die Here het hulle gedra, en as die Here dit vir my pa, en vir my ma, en vir my kinders, en my boetie en my sussie kan doen, miskien kan en wil hy dit doen vir my. Goliath made David famous. He had this one defining fight. En almal het dit geweet. Ek praat met jou oor die lesse wat Dawid my leer. Die lesse wat Dawid my leer, want dit gaan oor heerskappy. Ons is geroep om te heers. So vir my die volgende een aan. Dis 'n saak van heers. Nou gaan jy vra, maar waaroor moet ek heers? Die eerste ding waaroor ons moet heers is oor ons sonde. Jesus sê, hy wie die sonde doen, is 'n dienskneg of 'n slaaf van die sonde. Reg in die begin, in Genesis 4 vers 7 sê die Here, die sonde lê en loer vir jou. Hy sê maar, jy moet daaroor heers. Hy sê in Romeine 5 vers 17, dat God ons geroep het om te heers in die lewe. God wil hê jy moet heers. He wants you to have dominion. He wants me to have dominion. En ek vra jou, wat is dit wat jou weerhou van dit? Voel jy soos iemand wat heers? Ek het hierdie vers daar gesit, baie interessante vers. Dawid staan en hy kyk Goliat reg in die knieë. En nou is daar hierdie gesprek tussen die twee besig om te gebeur. En Goliat sê die volgende. Goliat sê, hy sê, kies julle beste ou. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. OK? Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Jy dien of iets dien jou. Jy is of onder jou omstandighede, of jy heers oor jou omstandighede. As ek dit sê, dan bedoel ek nie, daar's nie omstandighede nie, goed gebeur, ek weet dit. My vraag wat ek vra is, wat is jou reaksie op dit? Goeie, laat sê, kies julle beste ou. As ek hom bied, word julle ons slawe. Maar as julle my bied, dan word ons julle slawe. Dis 'n issue van vryheid. Een van die grootste voordele van die evangelie is vryheid. Vry van vrees, vry van sonde. Ek glo ook vry van siekte, vry van depressie. Vry van wat dit ook al is jy deurgaan, iets vryheid. Want die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. En jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. En as die Seun jou dan vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees.
Dis nie toevallig dat Goliat dit sê nie. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hoe lyk daai fight wat jy fight? Hoe sien jy jouself in daai fight? Ek weet, dit is maar net 'n storie van Dawid en Goliat, maar dit praat van soveel meer. Partykeer wil jy nie die reus fight nie, want jy's moeg. Partykeer wil jy nie die reus vat nie, want jy voel jy het al te veel keer verloor. Maar wat sê God? Jy is geroep om te heers. En ek jou vat na die laaste lied toe, dan wil ek vir jou 'n lied speel, nie die laaste lied nie, die laaste slide, dan wil ek vir jou 'n lied speel. As jy dan voor Goliat gaan staan, as wie staan jy voor hom? Jy weet, Dawid se naam beteken the beloved, die geliefde. Jy weet, Goliat se naam beteken to be in exile, die verworpene. Jy gaan my klein bietjie musiek aan sit. Kan ek vir jou sê, dit maak nie saak hoe groot jou verworpenheid is, wat jou pa en jou ma aan jou gedoen het, dat jy groot geword het in 'n weeshuis nie. Maak nie saak hoe groot verworpenheid is nie. Liefde wen altyd verworpenheid. As wie staan jy voor hom? Ek wil vir jou hierdie lees. Dawid stap uit, almal is bang, Dawid stap uit. Klein Dawid. En Saul sien dit. En Saul, in die Bybel sê, toe Saul Dawid sien uittrek om die Filistyn te ontmoet, sê hy vir Abner die leerowerste, wie se seun is die jongman tog? Hy vra, wie se seun is dit? Hy sien Dawid uitstap, en hy vra, wie se seun is dit? Wie se seun is dit? Uiteindelik toe Dawid klaar Goliat verslaan het, kom staan hy voor Saul, en Saul vra vir hom, sê vir my, wie se seun is jy? Arnold se vertaling is, sê vir my, wie is jou pa? Want hier's niemand wat kans sien om die reus te gaan fight nie, maar daar's iets anders in jou. Jou pa het iets in jou belê, en iets vir jou gegee, wat ek sien, nie een van die ander het nie. Sê vir my Dawid, wie se seun is jy? Wie is jou pa? Onthou jy toe Jesus in Nasaret verag word, hy's daar, en die Bybel sê, hy begin te teach, en hy doen 'n klomp goed, en hulle sê, die Fariseërs sê, en die mense daar om hom, wie's hierdie ou? Ons ken sy broers, hulle noem sy, en ons ken sy susters, ons het gesien hoe hy groot word by ons het gesien hoe val hy met die BMX, ons het gesien hoe speel hy in die straat, en dan sê hy die profound ding, is hy nie die timmerman se seun nie? Hulle het nie verstaan dat hy 'n ander pa het, wat gemaak het dat Jesus in die autoriteit kon praat, en die werke kon doen wie hy is nie. Wie se seun is dit hierdie? Ek vra jou, wie is jou pa? As jy sê jy's kind van God, weet God is jou pa. Weet God is jou pa. Weet dat hy sy gees in jou belê, and called you to be a giant slayer. Ek vra jou, wie se seun is jy? You represent him. En daai reus in jou lewe sal val in Jesus se naam. You just keep on slinging the sling. You just keep on slinging the sling. Ek gaan dit nie weer sing nie.
Maar toe tel Dawid 5 klippies op en hy skiet die een teen die reus se kop. En toe val die reus op sy neus net een skoot en die reus was dood. As jy voel, why do I have to fight the fight I'm fighting? Ek sien nie ander mense dit fight nie. Hoe ook al hy fight vir jou lyk, wil ek jou herinner wie jou pa is. Jou pa is die koning van die heelal. En jy's uit hom uitgebore. Hy het jou identiteit gegee. And when you face things nobody else is facing, people will look at you and say, man, wat het jy wat ek nie het nie? Sê my, wie se seun is jy? Then we can answer, ons God lewe. Ek het 'n pa daarbo en ek het 'n broer, sy naam is Jesus. En hy het uitgestap as die Dawid van ouds en hy het die vyand verslaan en hy het die pad gebaan sodat toe hy wen en 'n oorwinnaar is, ek in hom meer as 'n oorwinnaar kon word. Nie as gevolg van wie ek is nie, maar as gevolg van wie hy is. Ek het dit weer gesê, 'n oorwinnaar is ek is 'n oorwinnaar. Ek werk by die kerk, ek kry 'n cheque. Ek verdien dit, ek kry 'n cheque. Karen vat die cheque en sy spend hom. Sy's meer as 'n oorwinnaar. He did the work so you can have the status. So durf nie jou hand aan jou eie lewe slaan omdat jy dink ek kan nie wen nie. Jy kan wen in Jesus se naam. En ek wil nou vir jou 'n lied speel, maar voor ons dit doen, wil ek hê as jy hier sit en jy worstel met selfmoord. Ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie, maar ek gaan vir jou bid. As jy hier sit en jy voel, ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie ding uitkom nie. Die stem van die ding wat praat met my is te hard. Dan gaan ek bid vir jou. Want die gees van die lewende God is in jou. Vader, ek bid vir ons mense. Ek bid vir oggend vir mense wat dalk hier sit, wat worstel met hulle hand aan hulle eie lewe slaan. En ek bid in Jesus se naam that the Spirit of God arise within them with life and with force like never before. And I prophesy over them, they will not be defeated, but they will rule and they will have dominion. Here, ek dank U dat hulle opnuut dat daar die reus sal sien en sal sien dat hy is so groot, hulle kan nie mis nie. Here, ek bid vir mense wat voel, dit het te veel geraak vir my. Dis te groot. Ek bid, Here, dat hulle sal weet, my pa is die koning. Ek is uit hom uitgebore. He has chosen me, anointed me for this fight. To do what I thought was impossible. Dat hulle met die woord van God sal oorwin. Dat hulle met die woord van God sal oorwin. Ek spreek lewe, Here, in die rustigheid van reën wat val op 'n dak. Spreek ek lewe. En ek dank U dat Goliat sal val. Verworpenheid sal val. Die woorde van hulle pa, die woorde van hulle ma, wat hulle doodgemaak het, sal val. They will live, they will not die, but will live to tell of the great works that God has done in their lives. In Jesus se naam. Amen. Wil jy nie gou vir my teruggaan na die 3de slide toe nie? Ek wil vir jou prentjie wys. Ek wil jy moet kyk na daai prentjie. Man wat loop met 'n Bybel. En in wese wat gebeur. Ons het nodig om mense van die woord te word. You need to up your game. Ek het laasweek gesê, ek sê dit weer. If you are desperate enough to win, you need to get on your knees before God. And you need to get His word into your heart. And start confessing it.
so that can become a reality. Hoor jy wat ek sê? Asseblief, laat die Here met jou werk, hoor die stem van die Here. Ek wil vir jou lied speel en dan gaan ons aan die nagmaaltafel sit. Nie vir my Voice of Truth aansit. Miskien ken jy hierdie lied. Laat dit net tot jou spreek. As jy dit ken, jy wil saam sing, doen dit ook. Luister na. Volgende verhoor sê, Ephphatha gaan oop. U stem te hoor in hulle omstandigheid. U stem te hoor in hulle roeping. U stem in hulle lewe, Here. Bid vir elkeen wat na hierdie lied luister vanoggend. Gebed van hulle hart maak. That they will listen to your liberating voice, the voice of truth that sets men free. Tussen al die ander geraas, die woord sal uitstaan, Here. Dankie dat mense sal kom getuig. Met Goliat se kop in hulle hand. Dankie vir mense wat van Goliat 'n trofee sal maak. Here, dat Goliat val in Jesus se naam. Dankie Here, dat ons vanoggend aan die tafel kan sit, tafel wat praat van oorwinning, wat praat van wat Jesus gedoen het, wat praat van die grootste giant slayer van alle tye. En reeds nou sien ek die tafel, wanneer ons saam eet en saam drink, terwyl ons in herinnering bring dit wat U gedoen het. Dankie dat terwyl mense vanoggend ook deelneem aan die eet en drink, laat dit 'n effek hê in hulle liggaam, as daar hulle is wat siek is. Dankie dat genesing vanoggend vloei, van hulle kop, Here, tot hulle toon. Dankie Here vanoggend, dat ons kan sit aan U tafel, en kan verklaar, ons liggame behoort aan die Here. Ons is duur gekoop met Jesus bloed. Daarom laat genesing vloei, Here. Laat genesing vloei. Bid ek in Jesus se naam. Vader, ek dank U daarvoor. Amen.